jy het so 'n wonderlike gift, en weet julle, die Here het met my 'n bietjie gepraat oor daai ding as 'n mens 'n gift het, en almal wat hier sit het 'n gift. Jy kan ook fantasties met jou hande werk, jy is dalk 'n goeie bakster, jy's ook goed met somme en wiskunde en IT, of jy's 'n besigheidsman, of jy's 'n skrywer of 'n sanger soos ek. Maak nie saak wat jou gawes en talente is nie, jy is nie jou gift nie. Jy is soos 'n courier guy. Jy's nie die delivery dude van die gift. Die gift kom van die Here af. En die Here wil hê daai gift moet by mense uitkom. So ek is 'n baie opgewonde delivery girl, en ek kom deliver dit met baie groot entoesiasme vandag wat die Here vir my op my hart gelê het. Ek wil begin met 'n lied. Sy naam is Hou My Vas. Hy het spesiale versoek. Is altyd bly as mense hom vra, want dit bly my een van my favourite liede ook. En as jy vandag voel, ene Tanya, dit was 'n spesiale naweek, dit was 'n mooi naweek, maar ek het soveel worries, as hierdie wonderlike geestelike naweek nou verby is, moet ek die wêreld weer in die oë kyk, moet weer terug na die realiteit keer, terug werk toe keer, moet weer my gesondheidssituasie face, ek moet my finansies face, ek moet my verhoudings wat op die rotse is face, dan sê hierdie lied vandag, soms voel dit of die berge val, maar ek sê baie keer, dit voel of die berge letterlik op jou val, en dit voel of die storms woed, maar vandag sê ons, Here, hou my vas. Wanneer ek maandag of dinsdag weer in my gewone wêreld is, dat ek sal vashou wat ek ook ontvang het in hierdie naweek. Amen. Dankie Skelbel, hou my vas tot my laaste trek. Kan jy dalk net my watertjies vir my aangee asseblief? As vinde waai, my gees uitwil, Heer, ek smaak na meer. Met 'n honger hart, bely ek weer, hoe nodig het ek U my Heer. Ek is dood sonder U.
deur die Gees. Daar is 'n lied wat vir my die hele naweek al baie swaar op my hart lê. Is 'n ou bekende liedjie. Die liedjie se naam is By Jesus se voete. Nou, ek het 'n boek geskryf met die naam van Jessie, is 'n storieboek. Ons nou so vinnig gou iets oor die boeke sê. En in hierdie boek raak ek 'n baie belangrike ding aan waar ek sê, soms is ons so stikkend, ons harte is gebroken, ons is vol anxiety, ons is siek, wat ook al ons omstandighede is, dit gaan nie met ons goed nie, bottom line. En dan het ons geliefdes in ons lewe, 'n man in ons lewe, of 'n vrou in ons lewe, of kinders, of ouers, of vriende, en ons wil so graag hê, hierdie mense moet ons red, of fix, of happy maak, of net ons omstandighede verander. Nou mense kan partykeer 'n groot rol in jou omstandighede speel, hulle kan jou wêreld vir jou bietjie makliker of moeiliker maak, amen. Maar, jy hoef nie na 'n mens te kyk, om 'n savior te soek nie. Jy het klaar redder, sy naam is Jesus. En aan die ander kant ook, en dit kom in daai storieboek ook voor, soms gaan dit heel oké met jou, jy sterk, jy staan sterk, maar jy het iemand in jou lewe wat jy baie lief het, wat anxiety het, wat depression het, wat siek is, wat arm is, wat ook al omstandighede is net gaga verby. En jy kyk en jy voel magteloos, want jy voel, ek het nie die vermoë om hierdie persoon happy te maak nie. Ek weet nie om hierdie persoon uit hierdie gat uit te kry nie. Ek weet nie om hierdie persoon, ek kan hierdie persoon gesond kry nie. Ek kan hierdie persoon se omstandighede beter maak nie. Ek wil so graag hierdie persoon se redder wees. Se hero wees. Maar daardie persoon het klaar hero. Hy het klaar savior, hy het klaar redder. Sy het klaar redder. Sy naam is Jesus. En ja, natuurlik kan ons mekaar se arms omhoog hou. Maar ek kan nie God se plek in iemand anders se lewe inneem nie. En net so kan iemand anders nie God se plek in my lewe inneem nie. So wat ook al jou omstandighede vandag is, ek kan dit vir jou fix nie, ek kan vir jou bid, ek kan ook vir jou hierdie lied sing. Met hierdie lied sê ek simbolies, ek gee jou vir Jesus. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Dankie skerpel, by Jesus se voete. Wens ek kon die pyn vir jou dra. Ek wens ek kon jou seer kry wat was. Ek wens ek kon al jou vrae antwoord. Ek wens ek kon die wêreld vir jou gee. Maar ek is net 'n mens en ek is magteloos hier op my knieë. Is my gebed, ek lê jou by Jesus se voete neer. Ek ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. En hy bring lewe en vrede in jou hart. Hy sal jou vashou, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy's altyd by jou, al maak niks vir jou sin nie. Ek lê jou, ek lê jou by Jesus se voete neer. Breek my hart om jou so te sien. Ek weet dat jy dit nooit verdien. Maar vir elke traan wat jy heilig myne. En dan bring ek jou net weer tot voor die troon. Soos jy leer en bang
donker lê wag onthou sy woorde van die sy belofte ek lê jou by Jesus se voete neer ek ken jou vrese jou twyfel al jou seer en hy bring lewe en vrede in jou hart hy sal nie vashou hy sal jou nooit verlaat nie hy sal te by jou al maak niks vir jou sin nie ek lê jou by Jesus se voete neer ek ken jou vrese jou twyfel al jou seer en hy bring liefde en vrede in jou hart ek lê jou Jesus se voete Amen. Geen beter plek as by Jesus se voete nie. Ek het baie jare gelede 'n lied geskryf en ek dink dit sal maar altyd my absolute favourite liedjie bly. Sy naam is Ek sal nie twyfel. Al woed die storms om my Heer, ek sal nie twyfel. Ek gaan nie eers vreeslik iets oor hierdie lied sê nie, ek dink dit is so eenvoudige lied. Ek skryf nie baie ingewikkelde liede nie. So jy gaan baie vinnig hoor wat ek wil sê in die lied. Jy gaan dit nie sukkel om dit te ontleed nie. Ek wil vinnig gou by die geleentheid sê, want as ek begin ernstig bedien en die woord bedien, wil ek dit nie onderbreek nie. Daar's altyd mense wat vra, Tanya, waar kan ons jou musiek koop? Waar kan ons jou boeke koop? Nou ja, na COVID-tyd het die meeste musiekwinkels toegemaak. Ek dink julle is bewus daarvan. Ek dink julle is ook bewus daarvan dat CD's nie meer eintlik 'n ding is nie. Dit is vreeslik sad. Ek kom uit die era uit van langspeelplate. Ja, julle moet nie my onderskat nie. Dis hoe lank ek al sing, hoor. Ek kom uit die plate era uit. Dis nie van gister af wat ek sing nie. En as jy het oorbeweeg, ek het CD's. So as jy nog 'n CD-speler het, jippie, ek het nog vir jou CD's. Ek het nie meer alles wat ek al opgeneem het nie. Ek het 'n arsenaal van CD's al in my lewe opgeneem. Ons gaan nie seker van hulle meer herdruk nie. Dis nie koste-effektief nie. CD's verkoop heeltemal te min. Maar as jy nog 'n CD-speler het, ek het daar nog vir jou soos 1 of 2 soorte op die mark, dan het ons oorbeweeg na USB-stokkies toe. Wat ek gedoen het, is ek het letterlik al my Engelse liede wat ek al ooit opgeneem het, op elke CD wat ek al opgeneem het, al is die CD nie meer op die mark nie, het ek op 'n stokkie gesit. As jy by die tafel kom, die boksie het so 'n rooi stickertjie op en die stokkie self is op rooi gegraveer, Tanya Strauss English Songs. Hy is met rooi gegraveer, sodat jy kan onthou dis die Engelse een, want ek kom uit die era uit, ons het Engelse mense rooi nekke genoem. Okay, so dis die rooi nek stokkie. En dan die ander enetjie is blou, so as jy Afrikaans of as ek Nederlands sing, dit weer soek al my Afrikaanse liede of as ek Nederlands sing is op die blou stokkie. En natuurlik is die stokkies heel wat duurder as die CD's, want dit vervang al die CD's. Nou kry ek 'n vraag ook, nou moet julle saam met my begin bid. En as dit nie binnekort gaan gebeur nie, dan is dit julle wat ook nie genoeg bid nie. Okay. Baie mense vra vir my nou, Tanya, jy het in watter jaar jou laaste CD opgeneem? En dit is my hartseer om te sê, voor COVID-tyd het ek my laaste CD-opname gemaak. Ek het intussen baie boeke geskryf. En mense wil weet, wanneer bring jy 'n nuwe CD uit? Wanneer bring jy 'n nuwe CD uit? Die probleem deesdae met 'n CD-opname is, julle sal sien die wêreldmense en die vreeslike celebrity dudes en girls, hulle bring kort 'n single uit. Maar daai ouens het kontrakte, so die studio is vir hulle beskikbaar, hulle gaan, hulle managers en hulle ouens aan wie hulle behoort sê, kom ons rekord gou 'n liedjie. Wanneer jy iemand soos ek is wat in die gospelbedryf is, ek moet na 'n studio toe gaan en ek moet 'n studio uitboek vir 'n tydperk en ek moet ten minste 'n hele opname maak. Ek kan nie 'n studio uitboek net vir een liedjie nie. En die opnames het nie goedkoper geword nie, die opnames het duurder geword.
Maar nou is die probleem, jy neem 'n CD op as ons 'n gebrek aan 'n beter taal. Jy maak 'n opname, nou 'n CD het gewoonlik so 13 liede op. So jy gaan na 'n studio toe, jy boek hom, jy neem omtrent 13 liede op. Wat doen jy nou met daai 13 liede? Gaan julle nou net op een stokkie sit, gaan jy nou 'n CD uitbring, wat is jou kostes rondom dit? Want om 'n CD-opname te maak is tussen 40 en 80.000 rand. So jy moet verskriklik baie geld uitsit en hoe gaan jy dit nou heeltemal terugkry? So dit is 'n bietjie 'n komplekse situasie wat ons sit nadat CD's nie meer gemaak word nie. En die rede is nie omdat mense nie meer CD's koop nie, die probleem is die karre wil nie meer CD's speel nie. En die rekenaars wil nie meer CD's speel nie. So die USB stokkies het groter spasie wat beteken mense kan meer opneem. So ek is besig om 'n bietjie te brainstorm hoe ek dit kan doen, maar ek gaan baie geld moet uitsit. En dan is dit maar 'n bietjie 'n risiko. So ek vertrou die Here dat hy vir my guidance gaan gee. Obviously ook finansies gaan gee. Dis 'n groot geloofstap ook, maar ook dat ek dit sal doen wanneer dit sy plan en sy tyd is. Ek het klaar die liede. So ek weet dit moet een of ander tyd gebeur. Maar die Here sal die regte tyd gee vir dit. So as jy nou voel wanneer gaan Tanya nou 'n nuwe CD opneem of 'n nuwe opname maak, bid sommer vir my terwyl jy daaraan dink, sodat uit tyd in daai fase ook een of ander tyd kan gebeur. Maar intussen, ek het baie musiek, daar is die USB stokkies met tonne musiek op. Ek herontdek nog liede wat ek geskryf het, so ek het daar baie liede. Ek kan baie lank mense besig hou met my musiek, maar ek wil ook, omdat ek 'n sanger is, wil ek ook die nuwe goed wat die Here my gegee het, wil ek een of ander tyd ook opneem. Dis natuurlik ook my hartsbegeertes. Dan die boeke wat ek beskikbaar het. Ek het 2 boeke spesiaal vir vrouens geskryf. Die eerste boek se naam is Skop jou skoene uit. Die tweede een se naam is Haal Asem. Dit is spesifiek vir die vroue geslag geskryf. Ek diskrimineer nie teen mans nie. Ek dink net vrouens het meer hulp nodig. En nou is hier 'n paar mans wat baie versigtig wil amen sê. Ek sien jou. Ek sien jou dat jy wil reageer, maar jy kan nie. Ek het jou. Ek hoor wat jy wil saam met my sê. Dis soos ja, Tanya, dis die waarheid daai. So meneer, koop nou maar vir jou vrou een van daai boekies, dit is baie goedkoop, R150. En dan, dalk as sy hom klaar gelees het, mou sy bietjie minder. En maak sy bietjie lekkerder kosies, en is sy bietjie liefdevoller. Jy sê, dit klink soos 'n magic boek daai. 'n Oom kom nou dag na my toe, hy sê, soek 6 boeke. Ek dog, die oud soveel vrouens soos Jacob Zuma, ek sê vir hom, wat wil jy met 6 boeke maak? Hy sê vir my, jy het mos beloof met die boek, as my vrou hierdie boek gaan lees, gaan sy op 'n mou. Ek sê, ja, maar dit help nie, sy lees dieselfde boek 6 keer, dieselfde 6 boeke, en dis dieselfde boek. Hy sê, nee, verstaan nie, ek soek een vir my vrou, my dogter, my skoondogter, my ma, my skoonma, my skoondogter, so lyk my, hy het 'n klomp vrouens in sy family wat baie mou, en om 'n harde tyd gee. Shame, die oom het daarom nie sy geld teruggevra nie, so het lyk of het dan so 'n bietjie gewerk het. Dan die tweede boek, Haal Asem, ook lekker inspirasie, kort hoofstukke, baie spesifiek. Die mans kan dit ook lees, maar dit is baie gefokus op die vroue geslag. Dan die 2 nuutste boeke is 2 propperste storieboeke. Elkeen is 'n geestelike roman en dit is soos 'n mini movie in 'n boek en dit is baie jare wat dit gevat het voor dit tot daar op die tafel gekom het en ek dank die Here. Ek dink ek het dit dalk vir julle al genoem. En is interessant hoe die een ding my nie vreeslik pla nie, maar die ander ding is vir my 'n vreeslike wonderlike warm gevoel in my hart. Ek het 'n baie groot toekenning by die ATKV gekry vir my boeke, spesifiek my musiek ook, maar vir my boeke. Nou as die ATKV sê jy's 'n skrywer, dan excuse me, dan is ek seker nou maar een, né? Maar kon nie saak wat julle dink of wat ek dink. Die ATKV sê ek is 'n skrywer. So die toekenning is my baie cool. Hy hang daar iewers in die huis. Maar weet jy wat is my nog cooler en nog meer kosbaar, is die testimonies. As mense na my toe kom en sê, ek het daai boek gelees en die Heilige Gees het met my gepraat. Weereens, ek was net die delivery girl. Ek werk net vir God se koninkryk. En as die Here mense ontmoet in my boeke, dan sê ek al die eer aan die Here, want ek kon dit nie geskryf het nie. My hande het maar net die tikwerk gedoen. Daar was letterlik hande nodig geweest vir die tikwerk. Maar dis God se stories daai wat hy vir my gegee het. Die eerste boek, Jessie, vir alle ouderdomme, alle geslagte, mans, vrouens, almal kan hom lees. Die boek van vooraf wil ek baie graag aanbeveel vir mense wat getroud is, of verloof is, of verlief is. En jy sê, Tanya, ons is al 30 jaar getroud, dan moet jy hom eers lees. Okay. Dis 'n vreeslike lekker, maklike boek. Ek skryf nie moeilike liede nie en ek skryf ook nie moeilike boeke nie. Okay. So ek wil hê jy moet dit geniet, jy moet dit lees, jy moet hoor wat die Heilige Gees sê
En as jy my nommertjie is in die boek, as jy 'n testimony met my wil terugdeel, dit boost my nie soos in, dit bou my nou blom ek beter nie. Dit inspireer my om aan te hou skryf. En dis altyd lekker as mense net bietjie terugvoer gee en dan is jy sommer net weer ywerig om verder weer voor die rekenaar te gaan sit. So lang storie kort, dit was nou daar en dan natuurlik het ek kaartfasiliteit ook. So ons het dit nou afgehandel vir almal wat voor die tyd my gevra het of boodskapies gestuur het. So daar het ek nou daai gou aangeraak. Dankie Skarbel. Sit vir ons daai mooi enetjie aan. Kom diep uit my hart uit. Laat my val in my hart kom lê sal u nog steeds die antwoord hê en sodat my in my lichaam wees Jesus kan dit nog steeds gewees en so die storms om my voet my Heer Ik ken my vrees en al my seer Al sou die wêreld in die twyfel Heer Ek sal nie twyfel nie my Heer En sodat daarom wat ek nog so wees U ken my lichaam, U ken my gees En so ek swak word en soms word verloren Sal u nog steeds my bede hoor En so die storms om my voet my Heer U ken my vrees en alles weer Al so die wêreld in u twyfel Heer Ek sal nie twyfel nie my Heer Wanneer van wat al my vreugdes deel Kom dra asseblief my las verdeel U was 'n mens die ken my hart so siene Volmaakte liefde maak my heel Storms om my voet, my Heer Ek ken my vrees en alles weer Al sou die wêreld in u twyfel Heer Ek sal nie twyfel nie my Heer En so die storms om my voet, my Heer Ik ken my vrees en alles weer Al sou die wêreld in u twyfel Heer Ek sal nie twyfel nie my 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 Heer. Nou dit is vandag opstandingsoggend en ek glo jy het al baie woord uitgegaan oor die naweek. Die baie dinge is al verduidelik en geïllustreer en al die goedjies. Maar ek wil 'n lied sing met liefde. En as ek hom klaar gesing het, wil ek die woord vir u bring. Maar voor ek die lied met liefde wil sing, wil ek gou ietsie met u share wat ek hierdie naweek, ek het nou al 'n paar optredes gehad hierdie naweek. Ons was daar in Marble Hall omgewing gewees. En iemand het 'n baie mooi illustrasie uitgebeeld hierdie naweek wat nogal my hart aangeraak het. En omdat dit Paasnaweek is, wil ek dit graag met julle deel. Nou julle gaan 'n bietjie 'n verbeelding moet hê. Die mense daai kant het nou die fisiese props en goed daar gehad, maar julle is okay, nou julle het 'n verbeelding.
Right, ek gaan dit inkleer dat julle mooi verstaan. Nou in die Ou Testament, voor Jesus gekruisig is, want Jesus is die lam van God. Amen. Right. So Jesus verteenwoordig die lam wat destyds vir sondes geslag moes gewees het. Nou hoe dit in die Ou Testament gewerk het, is wanneer jy jou offer moes bring, jou sondeoffer moes bring, dan moes jy 'n lammetjie uit jou trop uit gaan kies het, en jy moes die een gaan kies het wat letterlik geen letseltjie het nie. Vlekkelose lam. Hy mag 'n bietjie siek wees nie, hy mag 'n bietjie krippel wees nie, dit moet 'n volmaakte lammetjie wees. Jou beste lammetjie, jou spoglammetjie. En dan moet jy hierdie lammetjie nou so 'n bietjie groter maak en al die goed, en jy raak obviously lief ook vir hierdie lammetjie, hy kry so 'n bietjie special care. En dan op die gegewe tyd, wanneer hulle hierdie offers moes bring, dan het jy so 'n kleedding aangetrek, en dan het jy die lammetjie, hierdie vlekkelose lammetjie, na die priester toe gebring. Nou ek wil hê jy moet nou dit visualiseer. Ek staan nie met 'n kleed om my, hier kom ek nou met my ou mooi lammetjie, my beste lammetjie, my vlekkelose lammetjie. Dan kom die priester. Die priester kyk glad nie na my nie. Hy kyk nie of ek vlekkeloos is en of ek volmaak is en of ek 'n kolletjie of ietsie het nie. Hy ondersoek in detail die lammetjie. Oortjies, kyk binne, potjies, alles. En as hy bevind hierdie is 'n vlekkelose lammetjie en hy sê hierdie lammetjie is vlekkeloos, dan vat jy hierdie kleed af van jou en jy gooi hom bo-oor hierdie lammetjie. En dan verteenwoordig hierdie wat ek hier afgehaal het, al my sonde. Hierdie is 'n simbool van my sonde. So ek gaan lê dan nou al my sonde bo op die lammetjie. En dan prys die Here, word my keel nie afgesny nie. Maar die lammetjie word geslag. Hierdie pragtige volmaakte lammetjie wat onskuldig is, word dan basies doodgemaak. En daai kleed van my verteenwoordig my sonde, en hierdie lammetjie dan aan my sonde gedra. En dit is presies wat Jesus vir ons gaan doen het. God kyk nie na my en jou nie, hy kyk na Jesus, en Jesus is vlekkeloos. So ek wil hê julle met daai prentjie vandag onthou as ek hierdie woord gaan bedien en as ek hierdie lied sing, is dat wanneer ons eendag voor God gaan staan Jesus voor ons. En is Jesus wat vlekkeloos is, wat ons sonde gevat het. Met liefde, hierdie lied sê vandag, genade omvou my, liefde omsluit my, vrede oorweldig my, en sy vreugde vernuwe my gees. En dan kom die volgende vers, vergifnis bevry my, geloof genees my, vertroue versterk my, en sy krag laat my voluit leef. En dan die powerful koorgedeelte, ek's geskep met 'n woord, maar gered deur die seun se dood. Gekoop, nie met geld of rykdom nie, maar met genade groot. So ek wil hê terwyl ek hierdie lied sing, so jou oë wil sluit terwyl ek hom sing, sê Here, maak my hart gereed vandag, ontvanklik vir hierdie woord. Want enige persoon wat jy van vooraf bedien, kan hulle harte uitbedien. Maar as jou hart nie gereed is en ontvanklik is nie, gaan jy presies dieselfde uitstap as wat jy ingestap het. Maar as jy vandag sê, Here, ek wil verstaan, ek wil hoor, ek gaan dit baie eenvoudig aanbied. Ek wil nie hoor mense se koppe praat nie. So ek gaan dit baie eenvoudig aanbied. Maar ek wil hê jy moet alreeds 'n ontvanklike hart hê. En jy moet bereid wees om te fokus vandag, nie op wat Tanya sê nie, maar op wat die Heilige Gees vir jou gaan sê. Amen. Dankie Skarbo, met liefde. Omvou my, liefde omsluit my, vrede oorweldig my, vreugde vernuwe my gees. Vergifnis bevry my, geloof genees my, vertroue versterk my, sy krag laat my voluit leef. Met 'n woord, gered deur die siel se dood, gekoop nie met geld of rykdom nie, maar met genade groot.
selfs in die donker nag fluister sy stem sag as Emmanuel, God met jou, jy hoef nooit meer alleen te wees. Geskep met jou woord, gered deur die siel se dood, gekoop nie met geld of rykdom nie, maar met genade groot. Die wêreld kon ons nie bevry. Nie dit alles vir God met liefde, en voorvloed vir jou en my. Geskep met die woord, gered deur die siel se dood, gekoop nie met geld of rykdom nie, maar met genade groot. Gered deur die siel se dood, gekoop nie met geld of rykdom nie, maar met genade groot. Gekoop nie met geld of rykdom nie, maar met genade Gekoop nie met geld of rykdom nie, maar met genade groot. Ek wil hê ons moet so excited wees hoe expensive die prys was wat vir ons betaal is. Nou, ek wil vanmôre op my baie eenvoudige manier letterlik twee punte uitwys. Dit is vandag opstandingsoggend, ons het Vrydag, Goeie Vrydag herdenk en ek wil 'n gedeelte lees. Ek dink mense raak vreeslik lui om te lees. Ek het agtergekom toe ek my boeke geskryf het, ek moet mense vreeslik aanmoedig om te lees, maar ek sal nou maar vir julle lees, okay. So ek wil hê julle moet hierdie gedeelte mooi hoor, want daar's 'n belangrike punt wat ek wil uitlig, want ons lees dit, maar ons lees mos maar partykeer so boer goed. Baie mense dink, Jesus het nie 'n keuse gehad om aan die kruis te sterf nie. Jesus het geworstel in die tuin van Getsemane. Hy's menslike liggaam, en hy het gesmeek dat die beker verby hom moet gaan, maar toe hy op daai punt kom dat hy weet hierdie is God se wil, en hy daai beker, die lydingsbeker accept het, toe sou niks tussen hom en daai beker gekom het nie. So, hy kon uit dit uitgekom het as hy wou, maar toe hy weet, dit is die pad wat hy moet leef, dis God se wil, en hy aanvaar daai lydingsbeker. Alhoewel hy nog steeds 'n keuse gehad het, het hy gekies om vir my en jou te sterf. So ek wil hê, die woordjie dat Jesus gekies het, moet jy vandag besef. Ons het jare gelede, toe ons Laitie nou nog klein was, bietjie jonger was, het ons die film gekyk, waar Jesus gekruisig is, en die mannetjie op daai ouderdom het hom verskriklik ingeleef in hierdie movie, soos wat seuns maar kan doen. En op 'n stadium toe Jesus die pad so stap met die kruis, en hierdie Romeinse soldaat hom so stamp en slaan en alles, nou loop Jesus met hierdie verskriklike kruis. Toe het my Laitie hom so ingeleef in hierdie toneel, op 'n stadium toe spring hy op, soos wanneer jy tipiese action movie of iets kyk, en jy half jou hero aanmoedig om terug te fight. Toe skree op 'n stadium, Jesus, slat hulle met die kruis, draai hom net so bietjie, want hy het gereken, daai is 'n redelike impressive weapon wat hy kon gebruik het. En ons moes vir hom mooi verduidelik, hy het nie nodig gehad om die kruis te swaai, hy kon net 'n woord gespreek, dis hoe magtig Jesus was. Hy het gekies om nie die kruis te swaai nie, hy het gekies om daai pad te loop. Hy was nie 'n hulpelose, magtelose victim in die sin van, hy het nie 'n keuse gehad nie. Okay, dis 'n hero ter heroes. As jy die mag het om uit dit uit te kom, maar jy kies om nie uit dit te kom nie, sodat my en jou siel gered kan word. So ek wil hê jy moet bietjie vandag met hierdie skrifgedeelte mooi hoor wat ek sê rondom die feit, sy mag het hy nooit eintlik afgestaan nie,
Hy het nooit nie 'n keuse gehad nie. Kom ons lees gou-gou. Johannes 18 vers 3. Judas het toe die afdeling soldate, nou net gou vir interessantheid, 'n afdeling soldate word bereken tussen die getal van 200 en 600 manskappe. So tussen minimum 200 tot en met 600 ouens het letterlik na die tuin toe gegaan saam met Judas. Nou dis 'n bietjie 'n overkill om een persoon te arresteer. Ek het nog nooit gehoor van 200 polisiemanne wat gaan om een ouetjie te arresteer nie. Ek sê dit met groot respek. Dit was 'n overkill. Okay, so hierdie magtige afdeling soldate gaan. Judas het hierdie afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde. So dit was nie net die soldate net, was sommer die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs. So dit was 'n arsenaal van mense gewees. Hulle het ook nie stilletjies daar net aangekom nie. O nee, met 'n groot gejuig. Hulle het daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens. Jesus het nie eens 'n wapen nie. Maar hulle kom met hom want hulle wil hierdie verskriklike hoeha maak van hierdie arrestasie. Maar vers 4 sê, omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom. Hier kom hierdie mense aan, hulle wil hom nou arresteer, né? Hulle soek hom eintlik nou nog. Omdat Jesus geweet het wat gaan kom, het hy self vorentoe gekom en getree en hulle gevra, wie soek julle? Dis nie iemand wat gaan vlug het en weg gaan kruip het nie. Ek meen, as jy nou iemand is wat gearresteer moet word en hier kom 'n magdom soldaat op jou, dan gaan ons hol en ons gaan wegkruip. Nie Jesus nie. Hy het geweet wat kom en hy maak dit vir hulle nog makliker. Hy tree vorentoe en hy vra hulle, wie soek julle? Kyk, hulle sê, ons soek Jesus van Nasaret, antwoord hulle hom. Jesus bly nie stil nie. Hy staan nie agter 'n disipel iewers en wegkruip nie. Hy sê, dit is ek. Sê hy toe vir hulle. Judas se verraaier het ook daar by hulle gestaan. Toe Jesus dan vir hulle sê, hoor hierso, dit is ek, het hierdie soldate teruggeduins en op die grond neergeval. Nou daai woordjie op die grond neergeval, in Afrikaans klink dit nou net op die grond neergeval. In Grieks is daardie woord neergeval, piptou, wat beteken, die mens wat so neerval, val so hard dit lyk of hy dood is. Jesus spreek net die woorde, dit is ek, en daar lê hulle. Dis ons koning. Amen. Hy vra hulle toe weer, nou kan julle net dink, ek weer eens wat 'n verbeelding het, hier lê die helfte van die ouens, dit is chaos hier om hulle, en Jesus vlug nog steeds nie. Hy vra hulle toe weer, vir wie soek julle? En hulle sê weer, Jesus van Nasaret, en daai tyd sou ek dit dalk al bietjie sagter gesê het, né? Jesus sê toe vir hulle, ek het vir julle gesê, dit is ek. En as julle my soek, laat die mense hier by my disippels en my vriende hier om my dan toe om weg te gaan. In hierdie geweldige commotion en krisistyd, beskerm Jesus nog steeds sy disippels en sy vriende. En hy sê, gee hulle kans dat hulle weggaan, hier is ek. Jy het nie nodig om hulle ook te arresteer nie, hier is ek gee myself oor. So sou vervul word wat hy voorheen gesê het, van die wat U my gegee het, het ek niemand verlore laat gaan nie. Simon Petrus staan toe nou nog daar, hierdie ou is lus vir 'n fight, hy het 'n swaard by hom gehad, hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, sit die swaard in jou skede terug. Moet ek dan nie die lydingsbeker drink wat die Vader my gegee het nie? Ek gaan nie hierdie keer nie, ek het gekies om hierdie lydingsbeker te drink. Matteus 26 vers 52, toe sê Jesus vir Petrus, sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp sal deur die swaard omkom. Of, hier is hierdie belangrike vers, of dink jy ek kan nie my Vader om hulp vra nie? Petrus, met ander woorde, ek het nie jou nodig nie. Hy sal God, my Vader, sal dadelik vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Jesus het gekies om nie die Vader te vra vir daardie 12 legioen engele nie. Lukas 22 vers 51 wil ek ook net gou verduidelik rondom die oorbesigheid. Ek kon ook nooit verstaan hoekom dit nou so belangrik was dat die oor weer teruggesit moes word nie. Maar in daardie tyd, as 'n Israeliet of iemand, natuurlik 'n soldaat of iemand se oor sou afkap, of 'n hoëpriester se soldaat of wat ook al se oor sou afkap, dan sou Petrus outomaties ook gearresteer gewees het. Hy het liggaamlike harm gedoen aan 'n persoon wat in daai posisie is.
So Jesus het geweet, ek moet hierdie baie vinnig fix, anders gaan Petrus saam met my gearresteer word. So in hierdie commotion is hy nog steeds so lief vir Petrus, hy wil nie hê Petrus moet gearresteer word nie. So hy sit gou die oor terug, geen evidence. Petrus oor afgekap, waar, wys my waar, die oor is terug. Ek noem hierdie goed, want ons lees hierdie goed, maar ons besef nie al die klein, wonderlike goed wat in hierdie storie afgespeel het, hierdie wonderlike verhaal van Jesus se arrestasie en kruisiging nie. Nou, ons vier vandag die opstanding, maar ek wil die eerste punt wat ek dan met ander woorde baie wil uitlig. Jou koning van die konings is powerful. En hy het 'n keuse gehad of hy gekruisig moet word of nie. En nogtans het hy gekies om vir my en jou te sterf. So hy was nie 'n hulpelose lammetjie, net soos daai lammetjie wat ek nou verduidelik het nie. Hy was 'n lammetjie wat eintlik self gekom het. En gesê het, hier is ek. Ek kies jou. En dit is vir my verskriklik om te dink dat mense nie Jesus terugkies nie. Nadat hy hierdie geweldige keuse vir my en jou gemaak het, is daar nog mense wat wonder of hulle Jesus wil terugkies. Hy het gekies om daai pad te stap vir my en jou. En dan die tweede belangrike deel wat ek vandag wil aanraak. Wat gebeur as jy Jesus terugkies? Hier gebeur nou iets amazings. Nou ons regstelsel, oorseese regstelsel werk op 'n interessante manier. Bear with me, ek gaan dit baie eenvoudig verduidelik. Wanneer jy gearresteer is en jy word, daar's 'n hofsaak of wat ook al, nou oorsee is daar 'n jury. In Suid-Afrika het ons nie 'n jury nie. Ek dink in elk geval ons regstelsel is bietjie beter wat dit aanbetref. Regsgeleerde mense sit daar saam met die regter en hulle luister na die prokureurs en advokate en hulle besluit dan op die ou einde of jy skuldig of onskuldig is. Ek dink 'n jury kan nogal baie beïnvloed word en dis nie mense met noodwendige regskennis nie, maar dit nou daar gelaat. Either way, in Suid-Afrika, ander lande, kan 'n saak klaar voorgelê word. En dan kan die regter en die regsgeleerdes wat daar sit, die regsmense, of in Amerika en die ander lande die jury, kan dan besluit jy is onskuldig en hulle lees dan die verdict en die verdict sê you are innocent. Okay. En daai woorde jy's innocent beteken dan jy hoef nie tronk toe te gaan nie. Of 'n regter kan 'n saak selfs uitgooi of hy kan na al die goedjies luister en hy kan op die einde sê ek acquit jou, met ander woorde ek spreek jou vry. Jy is innocent, ek spreek jou vry. En hy het die hoogste gesag, die regter. So, al dink die mense nog jy is skuldig, as hierdie regter sê, jy is vrygespreek, dan beweeg jy as 'n vrygesproke persoon. Jy hoef nie tronk toe te gaan nie, jy is nie skuldig nie. So, 'n regter kan dit doen. Right? Net 'n regter kan op die ou einde, selfs as 'n jury besluit het, dan lees die jury hulle ding, maar die regter sê op die ou einde, hy aanvaar hierdie ding, hy stem saam met hierdie, of hy nie noodwendig stem saam nie, maar hy aanvaar dat dit die verdict is, en dan spreek die regter jou vry. Kyk, dan kry mens natuurlik 'n ander manier waar jy ook kan vrykom, of nie hoef tronk toe te gaan nie, kom ons stel dit so, of jy hoef nie die doodstraf te kry nie, is 'n president. Daar's 'n sekere tydperk, ek weet nie hoe werk dit in Suid-Afrika presies nie, maar ek weet in Amerika, elke keer as jy 'n nuwe president oorvat by 'n vorige ene, dan is daar so tydperkie wat hierdie president 'n geweldige mag het en autoriteit het om mense te pardon. Jy het al gehoor van iemand word gepardon. Joe Biden het sy eie seun gepardon. Kyk, so ons hoor nie altyd in Suid-Afrika daarvan nie, maar ons president het ook daai mag om iemand te pardon en hulle het verseker al mense gepardon. Maar met 'n pardon is dit baie belangrik om te verstaan dat die president het nie die mag om te sê jy's onskuldig nie. Hy sê nie noodwendig jy's vrygespreek nie. Hy sê jy word kwytgeskel. Jy is skuldig, eintlik weet ons almal jy is skuldig, maar jy's kwytgeskel. So, jy hoef daarmee tronk toe te gaan nie. Nou baie mense dink die kruisdood skel ons net kwyt van ons sonde. En dis waar, ons word kwytgeskel. Nou wat ek verduidelik het van die lammetjie en alles. Die oomblik toe Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, is ek en jy kwytgeskel, gepardon van ons sonde.
Maar weet julle wat's nog meer amazing? Omdat Jesus ons sonde, soos wat ek nou die kleed verduidelik het, op hom gevat het, het hy die sonde gevat, en ek en jy staan voor die regsbank, die regter, God, nie net as kwytgeskel nie, maar as innocent. En omdat hy ons sien as innocent, skel hy ons nie net vry nie, hy spreek ons vry. Jy het nie net 'n kwytgeskelde status nie. Jy het 'n vrygespreekte status. En dit verstaan ons baie keer nie. Ons besef nie hoe groot die daad aan die kruis vir ons was nie. Wanneer God na my en jou kyk, dan sien hy ons as righteous, as skoon. Want Jesus het ons sonde gevat. En dit breek my brein. Hoe party mense nie dit kan terugkies nie. Hulle wil nie Jesus kies as hulle verlosser nie. Hulle wil nie kies om gepaden te word en hulle wil ook nie gekies word om acquit te word en vrygespreek te word nie. En nou gaan ek dit bietjie verder vat. Baie mense sê, hoe kan 'n God van liefde my hel toe stuur? Die hel was nooit gecreëerd vir ons nie. Die hel is gecreëerd vir Satan, die demone en vir sonde. Sonde hoort in die hel. Sonde kan nie in die hemel nie. Sonde kan nie in God se troonkamers inkom nie. God is heilig. Daar kan nie sonde in die troonkamer inkom nie. En wanneer jy eendag voor daai regsbank staan, en jy het nie Jesus se pardon gekies nie, jy het nie sy vryspraak, sy offer gekies, teruggekies nie, hier's die slegte nuus, dan is daai kleed van sonde nog steeds om jou. En as jy voor God eendag gaan staan met daai kleed om jou, is die hartseer nuus, jy kan nie in die hemel nie. En nou kan jy nie sê God is nie 'n God van liefde nie, hy het sy seun gestuur, sodat jy jou kleed vir hom kan gee en jy 'n skoon kleed kan kry en jy word nie gekies nie. Vir wie is jy kwaad? Jy hoef nie kwaad vir God te wees, jy moet kwaad vir jouself wees. Ek verstaan nie, ek sê dit weer, ek verstaan nie, hoe mense nie gepaden en vrygespreek wil word nie. Wil jy dan hel toe gaan? Wil jy in hierdie gevangenskap bly? Wil jy eendag voor God se troon staan, vol sonde? Want ek het vir jou scary nuus. As jy vol sonde eendag voor hom gaan staan en jy het nie daai nuwe kleed gevat wat Jesus vir jou gegee het nie, dan kan jy nie by die hemel ingaan nie. En ons wil dit altyd ingewikkeld maak. Maar die prys is klaar betaal. Hy het jou klaar gekies. Maak nie saak hoe vieslik, vuil, walglik jou sonde is en was nie. En nou, ek weet in die regstelsel werk dit so, dat jy kan selfs iemand pardon vir toekomstige foute wat hulle maak. En ek sien definitief Jesus se liefdesdaad en sy prys. Want ons gaan weer sondig, ons gaan weer foute maak. Maar dan gee hy weer sy skoon kleed vir jou en my. En hy vat ons sonde die hele tyd op hom. Hy het reeds daarvoor gestel. Kom ek stel dit so, hy vat dit nie weer op hom nie, want as hy terugkom, hy kom nooit weer om gekruisig te word nie. God is so almagtig, Jesus is so almagtig, hy het jou toekomstige sondes, het hy klaar op hom gevat. Hy het klaar gesterf vir jou toekomstige sondes ook. Maar jy moet kies, en mense is treurig om te kies. Jy kry antwoorde soos ek dink nog daaroor. Dis 'n persoonlike saak. Dis tussen my en die Here. Jy's reg, dit is tussen jou en die Here. Het jy al geantwoord? Het jy al ja gesê? Het jy al vir hom ja gesê? Ek worry nie of jy dit hardop voor my doen nie. Het jy al terug Jesus gekies? Ons is eintlik aan die einde van hierdie Paasnaweek. Ek gaan 'n lied sing, Holy Trinity. En terwyl ek hierdie lied sing, gaan ek vra dat niemand rondkyk of rondloop en goed nie. En as ek hierdie lied sing en jy wil sê, Tanya, ek wil graag in hierdie unpardoned state wees. Ek wil graag vrygespreek wees. Maar ek besef, ek kan nie vrygespreek en in unpardoned state wees as ek hom nie terugkies nie. Ek kies Jesus vandag.
Dalk sê ek het hom al gekies, maar ek is soos 'n verlore seun of dogter, het ek 'n afdraai pad gevat, ek's baie ver van die Here. Hy roep jou terug. Hy roep jou terug. Hy wil nie hê jy moet daar in die modder gaan rondploeter nie. En ek het 'n ander boodskap as ek eendag weer by julle kom kuier, sal ek hom dalk bring. Wanneer ons besef hoe groot hierdie daad was, dan wil ons die Here gelukkig maak. Ons wil heilig lewe. Ons wil hom nie teleurstel nie. Ons wil hom met liefde dien. Maar vandag wil ek net eers beklemtoon, het jy al gekies? En besef jy dat jou koning het 'n keuse gehad en hy het nogtans gekies om te sterf vir jou. En nou sê hy vir jou, as jy my terugkies, is jy nie net kwytgeskel nie, maar jy's vrygespreek. Ek het 'n versie gisteraand in die woord gekry, wat ek ook net vinnig gou wil lees, want ek wil nie hom uitlos nie. Gaan lees bietjie Romeine 8, verskriklike mooi hoofstuk Romeine 8, ek is baie lief vir Romeine 8. Die versie in Romeine 8, 32 tot 35 sê, wie sal die uitverkorenes van God kan aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, maar weer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en vir ons intree. Dis my koning. Dis my koning. En ek kies hom met alles terug in my lewe. Terwyl al die oë gesluit is, as jy hom wil terugkies vandag, net daar waar jy sit, steek jou hand op, laat sak hom. As jy net vandag weer jou liefde wil verklaar en om vir hom dankie wil sê, omdat hy jou gekies het. En weer vir hom sê dat die beste besluit wat jy ooit geneem het, is om hom te kies. En dankie dat jy kwytgeskel is. En dankie dat jy nie net kwytgeskel is, maar vrygespreek is. Net daar waar ons hierdie lied gaan luister en saam sing. Gebruik hierdie tyd om bietjie met die Here te gesels en dankie te sê en jammer te sê en te bely. En vat jou vryspraak. Het julle al gesien in 'n hof hoe lyk dit as iemand so in shackles sit? Hy spanning, prokureers hier langs hulle. As hy regter so na daai persoon kyk en sê staan. En hulle lees daai verdict. En hy regter sê, hiermee verklaar ek jou onskuldig. Het julle daai joy gesien op daai mense se gesigte? Ek wil hê jy moet die woorde vandag hoor. Omdat Jesus vir jou gesterf het, my kind, staan jy voor my onskuldig. Righteous. Ek sien jou nie met jou sonde nie. Ek sien jou skoon gewas. Kom ons sluit ons oë. Dankie liefling. You live
right here to the end. Sy saam met my wil sê, ek kies Jesus. Ek kies hierdie kruiskamp, ek kies hierdie kruiskraam. Ek wil soos die regter wat vir my sê, staan op, wil ek vanoggend opstaan, en ek wil die woorde hoor, jy is onskuldig. As jy saam met my die woorde wil hoor, staan op. As jy kan, wil sien jou hart. Amen. Jy is onskuldig. You are the only Holy Trinity. I live for you. You live in me. You are the Father. You are the Son. You are the Spirit, the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live for you. You live in me. You are the Father. You are the Son. You are the Spirit, the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live for you. You live in me. You are the Father. You are the Son. You are the Spirit, the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live for you. You live in me. Terwijl ons so staan, ek gaan vra die mense wat die nagmaal bedien vir my na vore kom. Ons gaan dit nie onderbreek nie. Ons gaan die nagmaal net so eindeel. Ons gaan die volgende lied speel oor die bloed van Jesus. Ek wil hê jy moet vandag, as jy so staan, en jy hoor die regter se woorde, jy is onskuldig. Baie van hierdie mense was beskou die hele hofsaak as ernstige misdadigers. Hulle sit ewen met boeye daar. Hulle jy moet sien as daai regter vir jou sê is onskuldig. Maar daai deputies nou ouens dadelik moet kom, die shackles moet losmaak. Hulle jy moet voel dat die shackles losgemaak word. Waar jou medeboeties en sissies jou omhels. Hy is vry. Hy is vry. Hy is vry. Die bloed van Jesus. Oh, die bloed van Jesus. Oh, die bloed van Jesus. It was my blood as the sneeuw. Oh, die bloed van Jesus. Oh, die bloed van Jesus. Oh, die bloed van Jesus. Dit was my bitter as die sneeuw. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie vir die bloed van Jesus. Dit was my bitter as die sneeuw. Dit was my bitter as die sneeuw. Worthy is the Lamb.
Baie dankie, Tanya, dit was wonderlik. Van die mense het nou al die nagmaal gebruik, en dit was baie wonderlik, want dit was soms so in die loop, en dit was baie natuurlik geweest. Van die wat nog nie die nagmaal gebruik het nie, kom ons vat 'n oomblik, en reflekteer op wat Tanya gesê het. Julle het nou die elemente by u, en ek wil net vlugtig vir u 'n skrifgie lees, en dit gaan oor, jy weet, dit was in die bokamer gewees, waar die nagmaal bedien was, voor Jesus gekruisig was. In daai selfde bokamer was die Pinksterfees ook gewees. Die Heilige Gees was op die 120 mense uitgestort, in daai selfde bovertrek. Hoe wonderlik is dit nie? En ek gaan vir u net vlugtig 'n skrifgie lees uit Hebreërs uit, maar in die offers is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kon onmoontlik die sonde van die, dankie dat jy sit, want die bloed van die stiere en bokke kon onmoontlik die sonde wegneem. So hierdie bokkies kon nooit vir ewig dit wegneem nie. Jaar na jaar moes daar weer 'n lammetjie gewees het. Brandoffers en sondeoffers het nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Jesus het dit gedoen om God te behaag, vir ons, vir my en vir u. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffers en spytsoffer en brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie. Dit het u nie behaag nie, want volgens die wet geoffer word, het u daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg, dit was die eerste verbond gewees, en hy stel die tweede een in plek. Dit is die tweede verbond, want hierdie is 'n verbondsmaal. Jesus het 'n verbond met ons gemaak deur sy kruisiging. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Net eenmaal, net een keer was dit nodig gewees. En ek wil vir julle sê dat ons is vry gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Hierdie beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is nie in die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Natuurlik is dit. Die brood wat ons gaan breek, is dit nie in die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam. Amen. Want ons het almal deel geword van die een brood, Christus. En wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. En die dag wat Jesus verraai is, het Jesus die brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en uitgedeel, en het gesê, neem, eet. Here, ons dank U vir hierdie liggaam wat U geoffer het, Here. U liggaam wat U self besluit het, Here, U gaan dit doen vir ons, vir my en vir U, dat U gebroken was op die kruis, dat U verag was en ons sondelas op U gedra het, Here. Dankie dat ons nou kan deelneem aan U liggaam. Na die maaltyd het Jesus die beker geneem en hy het by die tafel gesê, hierdie is die bloed, my bloed, wat vir julle geoffer word, ter vergifnis van julle sonde. Dit is om die Nuwe Testament, die nuwe verbond, te verseël. Doen dit so gereeld as wat julle by mekaar is, ter my nagedagtenis.
Here, soos Tanya gesê het, U bloed, kosbaar, gestort vir ons, sodat ons vrygespreek en vrygeskeld kan word, Here, vir ons sondes. Here, en ons dankie daarvoor vandag. Here, want U leef, U staan by die Vader en U maak vir ons voorspraak. En ons gee U al die lof en al die eer daarvoor. Here, dankie dat ons hierdie ter nagedagtenis kon doen, tot U weer kom. Here, gee ons U al die lof en al die eer daarvoor. In Jesus naam, amen. Ek wil graag vir U ook nooi, wanneer U deur die kruisstasies beweeg, sal U sien en gaan gerus deur die kruisstasies. By die laaste kruisstasie waar die graf leeg is daar ook 'n nagmaaltafel. En dat U nou nagmaal gebruik het, is U welkom om weer nagmaal te gebruik daar as 'n familie. Man en vrou, en gebruik dit saam. En dank die Here vir die offer wat Hy vir ons gedoen het. Here sê, doen dit so gereeld as wat julle by mekaar is. Amen. Baie dankie. Sir Joppie. Michael. Julle vir ons nog 'n liedjie. Kom ons gaan nou 'n lekker liedjie saam sing. En soos Konrad gesê het, stap deur die kruisstasies, bidend. Dis nie net sommer goed wat gebou is nie, daar's geestelike waarde. Gaan by elke kruisstasie, dan sit jy jouself in Jesus se posisie en sê, Here, dankie. En as ons by die laaste kruisstasie besef, Jesus het opgestaan. Amen. Dankie, Michael. Kom ons staan op, ons sing ons lekker saam. Life is easy when you're up on the mountain. If you've got peace and quiet like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain. Over top comes easy when life's at its best. Now it's down in the valleys of trials and temptations. That's when your faith is really put to the test. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. He'll make them right. And the God of the good times is the God
ons gee vir die Here 'n lekker hande klap. Ja, sy weer is goed. Tanya, baie dankie. Awesome. Awesome. Ondersteun haar asseblief daar by die tafel en kry 'n boek en kry 'n stokkie en 'n CD. Dan wil ek ook net sê, daar is by die kruisstasies, Pastoor Andries het 'n boekie gemaak. Die ouens wat die kruisstasies beman, kan so langs uitstap, asseblief. Daar's 'n boekie wat Pastoor Andries gemaak het, wat elke kruisstasie beskryf. Wat daar gebeur, die geskiedenis daarvan, die skrif daarby, is R30 'n boekie. As jy uitgaan by die tent, die eerste tafel daar sal Charmaine sit, dan kan jy vir haar 'n boekie by haar kry. Kom ons sluit ons oë en dan gaan ons afsluit. Here, baie dankie dat ons vandag hierdie wonderlike diens kon gehad het. Dankie vir Tanya, Here, die musiek, die woord wat sy gebring het. Dankie vir Wimpie, Here, wat vir haar help en ondersteun. Dankie vir elkeen wat hier was vandag en elkeen wat op Facebook kyk en op YouTube kyk. Ons eer U, Here. U is goed. U is groot, U is getrou. U bly dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, Here. Ons eer U dat ons U kan ken. Ons waar ons nou vandag, Here, bid ek, soos die mense deur die kruisstasies ook stap, dat 'n geestelike boodskap by U sal ontvang, Here. Dat U hulle harte sal aanraak, dat hulle sal besef, ek moet Jesus kies. Ons eer U in al die dinge in Jesus naam. Amen. Dan sê ons geseënde dag vir almal.